Ek het beloof ons gaan praat oor hierdie kultusleier Colleen Serfontein. Maar voor ons begin, het ons net gou eers na hom luister. Ek het beloof ons gaan praat oor hierdie kultusleier Colleen Serfontein. Maar voor ons begin, het ons net gou eers na hom luister. Net soos wat hy in hierdie Bybel wat hulle so getweak het. In vers 26 tot 28 het alles oorleef, al die vertalings, al die tye, al die jare. Daar is jou eerste elk. En ek sê weer, in al my jare in die kerk het ek nog nooit 'n predikant gehad wat oor daai verse gepreek het nie. Want hy kan nie, as hy oor daai vers preek, kanselleer hy Adam. Kanselleer hy die hele Adam storie. En daai hele storie wat hulle van jou verduidelik, jy moet betaal vir die sondes wat daai budgies aangevang het. Jy het nie 'n ander keuse nie. Die eerste elk, so reg in die begin. En die tweede elk, die mense gaan my doodmaak. Watter mense? Watter mense? Hele ander goeders oor die ding sê en so, jy weet, daai Jakob en sy boetiese storie hoe Jakob sy broer bedrieg het en belieg het. En ons hy kon sy gesalfde, maar hy is die leer, hy is die liegbek, die bedrieger. Hy is die gesalfde, die uitgesoekte. Maar bly hy getrou in sy geaardheid. Hy befok sy skoonpa ook. Maar nee, hy is nie myn man. Okay. Ja. Okay, dan begin ons punt vir punt. Hy sê die Bybel is getweak. Dit is allemaal wilde klein, sonder 'n enkele bewys. Feite is, daar is duisende manuskripte oor duisende jare. En dit is onmoontlik om die Bybel stilletjies te tweak of wat ook al. Nou Genesis, dan praat hy van Genesis 1 vers 27 en 28 sê hy, dit kanselleer Adam. Hy sal nooit vir sy mense verduidelik hoe hy by daai storie van Adam is gekanselleer kom nie. Want hy dink of hy weet, sy volgelinge lees nie die Bybel nie. Daai verses sê duidelik net dat God het mense geskape, man en vrou. En die detail van Adam kom voor in Genesis 2. Maar Colleen kom nooit so ver soos Genesis 2 nie. Hy bly daar, want hy herhaal hierdie dinge met elke video wat hy maak. Dan sê hy, predikante preek nie daaroor nie. Snert. Dis 'n blaatante leuen. Daai verse is van die bekendste in die Bybel. Hulle word heeltyd oor gepreek. Dan sê hy, dan is daar 'n aanval op die Jode, die budgie, soos hy sê. En dis ernstig. Geen Bybelse argumente het hy nie. Net haat en skuldverskuiwing. Die feit is, reg deur die Bybel leer ons van persoonlike verantwoording. Nie dat jy moet betaal vir 'n ander se sonde, soos hy daar sê nie. Net Jesus het betaal vir die hele mensdom se sondes. Dan sê hy vir sy mense met haat in sy oë, jy kan dit sien. Jy moet betaal vir die budgie se sondes. Snert man snert. Jesus het klaar betaal. Hy het gesê, dis klaar, is afgehandel. Dan kom hy by die ding waaroor ons eintlik wil praat. Hy sê, Kain was bang vir ander mense. En dan vra hy, watter mense? Watter mense, vra hy? Hy beweer dat daar ander mense was, wat nie uit Adam gekom het nie. Want hy wil nie 'n Adamiet wees nie. Of dalk beweer hy, daar was nie ander mense nie. Nou gaan ons kyk. Nou kom ons kyk nou hoeveel ander mense was daar in daai tyd. Dan begin ons sommer by Adam. Adam het 930 jaar
oud geword. As ons na sy stamboom kyk, daar word net van 3 gepraat. Dis Kain, Abel en Set. En dan lees ons bewys dit deur die Bybel. Ons lees in Genesis 5 vers 4, wat sê, na die geboorte van Set, het Adam sy pa, dit is Set se pa, nog 800 jaar gelewe, Adam. Hy het ook ander seuns en dogters gehad, sê die Bybel. Hy was 930 jaar oud toe hy dood is. Wat sê dit vir jou? Dink bietjie, kom ons dink. Dan kyk ons na Set, hierdie seun van Adam se stamboom. Hy het 912 jaar oud geword, Set. En een van sy seuns word baie genoem in die Bybel, dit is Enos. Na sy geboorte, Enos se geboorte, het hy nog 807 jaar gelewe, sy pa. Genesis 5 vers 9 sê, en ek haal aan, toe Enos 90 jaar oud is sy seun Kenan gebore. Na die geboorte van Kenan het Enos nog 815 jaar gelewe. En dan sê die Bybel, hy het ook ander seuns en dogters gehad. Kyk ons na Kenan. Kenan het 910 jaar oud geword. Ons kyk na sy stamboom. Hy het 'n seun gehad, Mahalalel. Genesis 5 vers 13 sê, na die geboorte van Mahalalel het Kenan nog 840 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad, sê die Bybel. Dan kyk ons na Mahalalel. Mahalalel het 895 jaar oud geword. En hy het 'n seun gehad, Jared. Die Bybel sê, na die geboorte van Jared het Mahalalel nog 830 jaar gelewe. Dit is baie lank. Toe het Jared 962 jaar oud geword. En hy het 'n seun gehad, Henog. Ons het al baie gehoor van Henog. Henog was 'n man wat met God gewandel het en nie soos ander mense gesterf het nie, maar weggeraap is. Genesis 5 vers 19 sê, na die geboorte van Henog het Jared sy pa, nog 800 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Henog het 365 jaar oud geword en hy het 'n seun gehad wat ons almal van gehoor het, Methuselah. Methuselah sê Genesis 5 vers 21 tot 24, na die geboorte van Methuselah het Henog nog 300 jaar in 'n noue verhouding met God gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Toe het hy verdwyn, want God het hom weggeneem. Methuselah het 969 jaar oud geword. En hy het 'n seun gehad, een waarvan hulle praat, Lamech. Genesis 5 vers 26 sê, na die geboorte van sy seun Lamech, van Methuselah se seun Lamech, het Methuselah nog 782 jaar gelewe. Hy het ook nog ander seuns en dogters gehad, sê die Bybel. Lamech het 777 jaar oud geword. En hy het 'n seun wat baie belangrik was vir ons, Noag gehad. Genesis 5 vers 30 sê, na die geboorte van Noag het Lamech nog 595 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad, sê die Bybel. Nou kyk ons kom nou by Noag, want dis nou waar die dinge gaan begin draai, waar ou Colyn se hele narratief in mekaar gaan val. Noag het 3 seuns gehad waarvan hulle praat, Sem, Cham en Jafet.
Genesis 6 sê, mettertyd het die mense op aarde baie vermeerder. Die seuns van God het opgemerk hoe mooi die dogters van die mens was. Hulle het hulle as vrouens gekies en die wêreld begin vul. Maar toe kom die sondvloed. God sien die mensdom is korrup en vol geweld en sondes. Hy besluit toe om die aarde te oordeel met 'n vloed. Noag kry die opdrag om 'n ark te bou. Dan ken ons die hele storie van die ark. Die vloed het gekom. Wie het oorleef in daai vloed? Noag en sy vrou, sy 3 seuns Sem, Gam en Jafet, met hulle vroue. Net 8 mense in totaal het oorleef. So waar is al daai mense nou, Colleen? Waaroor worry jy nou oor hulle? Hulle is almal weg. Plante, diere is almal weg by die sondvloed. So waar begin ons? Ons begin nou by Noag en sy 3 seuns Sem, Gam en Jafet. Dink daaroor. Dan, God sluit 'n verbond met Noag, bekend as die Noagitiese verbond. Wat was daai verbond? God beloof dat hy nooit weer die hele aarde met 'n vloed sal vernietig nie. 'n Belofte. En die teken van hierdie verbond is die reënboog. 'n Sigbare teken aan Noag en sy nageslag. Genesis 9 vers 13 sê, ek het my boog in die wolke geplaas. God, dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. So baie belangrik vir Colleen en sy volgelinge nou. Almal na die vloed kom van Noag en sy familie af. Sy familie, sy seuns Sem, Gam en Jafet. En dit, my liewe Colleen, beteken Kain se lyn het verdwyn in die vloed. En die ander mense waarvan jy praat. Set se lyn gaan voort deur Noag. So dit maak nie saak van watter lyn Colleen wil hê hy van moet kom en watter wil hy verwerp. Dit maak nie saak nie. Na die sonvloed kom almal weer van een familie af. Noag, Sem, Gam en Jafet. En generasies later, kom Abraham in die verhaal. Wie was Abraham? Abraham, die vader van Israel. En Abraham word 'n sleutelfiguur in daai verhaal van Israel. God sluit weer 'n verbond met Abraham, net soos met Noag. Die verbond staan bekend as die Abrahamitiese verbond. Wat is daai verbond? God maak 'n verbond met Abraham. Hy beloof vir Abraham 'n groot nageslag. Hy beloof hom die land Kanaan. Hy beloof aan Abraham dat alle volke en alle nasies deur hom en sy nageslag geseën sal word. Die Bybel praat van 'n seën wat deur een lyn, Abraham, Isak en Jakob kom vir alle volke, en ons het gehoor hoe vloek hy vir Jakob. Dan volg die storie van Abraham, Isak en Jakob en die 12 stamme van Israel. Wat 'n lang storie gewees. Die geskiedenis van die Joodse volk. Dis wat dit is. So nou weet Colleen, watter mense. Nou kan hy uitwerk wat se mense. Nou ek waarsku weer, hierdie man, Colleen Snertfontein, is besig met 'n kultus, waar mense hom moet onderhou en hom betaal en hom geld gee, sodat hy camels kan koop en die rook in jou gesig blaas, en jou met mooi AI prentjies, drank en kos verlei, om jou te laat twyfel in die woord van God.
Dis 'n gevaarlike kultus wat besig is om te ontstaan daar in Nelspruit. Ek sê dankie.